Want die hoofpriester was gewoon dit doen. Van waar die tempel, die tweede tempel gebou was, wat eintlik die derde tempel was. Waar hy gebou was, die een wat koning Titus afgebreek het, 70 na Jafashua. Hy kon nooit uitkom en sê, julle sondes is vergewe nie, want daar was nie 'n verbondsark gewees, daar was nie 'n rook wat neergedaal het nie. Als dit in die geheim gebeur, was 'n bedrogspel. Dit was 'n geestelike bedrogspel. En hulle het nie besef nie. Want tot vandag toe is daar 'n verbondsark weg. O nee, hy is aan COVID, hy is op die een of ander eiland begrawe, die verbondsark. Jaffa, omdat hy geweet het, hy gaan die 613 wette tot niet maak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hebreërs 7 vers 18, het veroorsaak dat hy verbondsark wegraak. Maar weet jy wat? Die kerk het nooit oor dit gepreek nie. Tot Jaffa dit vir my oopgemaak het, een aand, terwyl ek besig was met Bybelstudie. Jaffa het nie behaag in dit nie. As hy behaag in dit gehad het, sou daar hulle die verbondsark gehad het. Hy het nie behaag in 613 wette van Moses nie. Hy het behaag in die bloed van sy seun, Jafashua. Nou ja, kom ons kyk wat hy sê. Hy sê, hierdie besnyders aan die vlees was dan die enigste ware teken van die verbond tussen Abraham en Jahwe Almagtig. En dit was net van toepassing op die manlike geslag. Nou, kom ons baie interessante gedeelte. Naamlik Sarai, S-A-R-A-I, S-A-R-A-I, nie Sarah, nie Sarai. En Hagar is daar vind. Genesis 16 vers 1. Moet jy hoor, mooi hoor, ek sê Sarai, ek sê nie Sarah nie. En Sarai, die vrou van Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, nie Abraham nie, Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. So hulle het kinderloos getrek uit die land uit van die Galdeërs, né? En sy het 'n Egiptiese slavin gehad, met die naam van Hagar, skryf Hagar, so groot. Hagar. Trek 'n ring om hierdie skrifgedeelte. Hierdie slavin Hagar, sou die hele geskiedenis verander, tot vandag, in 2025. Nou gaan jy verstaan, hoekom ek hierdie geskiedenis met jou, dis eskatologie. Sien, baie nou ouens dink dat eskatologie is net die boek Openbaring en die antichrist systeem. Nee, hier is als eskatologie, die verlede, die hede en die toekoms. Ons sit vandag met 'n probleem, as gevolg van hierdie slavin, en 'n vroumens met die naam van Sarai, wat daar nie deur Jaffa laat lei het nie. Laat ek net stil bly. Genesis 16 vers 2. Alright, kom ons kyk net op vers 1. En Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad, met die naam van Hagar. So sy was, hierdie vrou was swart. Jy kry nie wit Egiptenare nie. Sy was swart. Dan vra ek altyd vir die Israel Visie ouens, julle wat sê dat net die wit mense word gered. Kyk, hulle hou nie van die nie. Hulle sê nie, hierdie was 'n wit meisie gewees. Regtig. Regtig. En Abraham was wit. So dan het hulle kleerling kleintjies gehad. En ek het niks teen ons kleerlinggemeenskappe nie. Inteendeel ken ek pragtige Jafiste wat kleerlinge is. Niks nie, wonderlik. Kan nie help nie, dat dit gebeur het nie. En Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, maar sy het 'n Egiptiese slavin, wat nakies, wat swart was, gehad, met die naam van Hagar. Nou hierdie Israel Visie ouens hou nie van dit nie, want ek het hulle gevat oor die leen van die derde Israel Visie teologie. Jy kan dit gaan kyk. En ek gaan afsluit nou, maar ek wil iets sê. Jy moet na die reeks gaan kyk wat ek preek op YouTube. Die leen van die derde tempel. Asseblief. Dis nou groot gety
op die internet weer oor die derde tempel, wat nou net voor die wederkoms, hulle nou met die wegraping gebou moet word. Gaan kyk na my reeks, die leuen van die derde tempel. Elke persoon wat sê dat hy is 'n protestant of 'n Christen, moet dit gaan kyk. Want dit gaan gebeur, dat u heel waarskynlik 'n Jafis sal word. Nou ja, ons gaan net hierso moet stop. Ons het 'n goeie tyd ingekry. Dis 'n goeie plek om te stop. Dan volgende week kan ons begin by Genesis 16 vers 1. En dan kan jy sommer vir huiswerk vat en so deurlees tot daar by vers 16. Genesis 16 vers 1 tot by vers 16 vir huiswerk. Gaan doen dit. Maak jou eie notaatjies soos jy aangaan. Kyk wat kan jy raak lees. Wees 'n getuienis, kom ons verkondig die woord, die waarheid. Hoekom? Want Jafashua sê, hy die waarheid lief. Tot volgende keer. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.